Ons gesels vanmôre met die ou wat almal eintlik op speed dial wil hê. Jy die ou wat jou moet help as jy besig is met wat is die formaat van hierdie spreadsheet se kolommetjie en hoe doen ek dit? Dis 'n snaakse kolommetjie. Wel, Pieter Pinaar is die Microsoft Excel wêreldkampioen. Ja, dit het onlangs plaasgevind die kampioenskap en hy is die Suider-Afrikaner. Pieter is natuurlik nou die kategorie Microsoft Excel Collegiate Challenge Individual kampioen. Dis 'n lang titel. Hy is ou wat lang shortkeys kan uitfigure. Goeiemôre Pieter. Goeiemôre, hoe gaan dit? Baie lekker, dankie. Ek moet eers vir jou sê, ek het nie geweet daar is 'n wêreldkampioenskap vir spreadsheets nie. Baie min mense weet daarvan. Gewoonlik as jy sê Excel, of die mense sê, dis waarna ek my budgets uitwerk, en ons studente, ons maak net Excel oop om uit te werk, wat se punt kort ek op die eksamen om deur te kom. Dis al wat hulle Excel voor gebruik. Wag, kom ons begin eers by die begin. Ja. Hierdie wêreldkampioenskap, wanneer was dit? So dit was, dis moeilik om, die finaal was 3 Desember. 3 Desember, en waar het dit plaasgevind? In Vegas. So Las Vegas in Amerika, ja. So dit is nou die 4de jaar van die kompetisie. Dit was begin, so daar was die wêreldkampioenskappe, wat die oop kampioenskappe is, waar mense soos Dermot Early deelneem, wat baie beter is as wat ek ooit sal wees, maar hulle neem in Worlds deel, en toe kom die Universiteit van Arizona, en hulle wil 'n studenteweergawe graag begin van die kompetisie. So die eerste 2 jaar is in Tucson in Arizona, en toe skuif hulle al die kompetisies saam na Vegas toe. So daar was wat hulle noem die Active Cell konferensie, van 1 tot 3 Desember. Ek het deelgeneem aan Worlds, hulle het pryse uitgedeel vir die finansiële modelleringskompetisie, en toe op die 3de was dit die finaal vir die studente en vir die volwasse kompetisie, wat baie stresvol was, want ek natuurlik het daar gesit en ek het gehoop my mense wen, ek het gehoop Dermot wen, en al die mense wil vir ek skree, en toe onthou ek, ek moet op die verhoog gaan klim en gou deelneem, en is redelik stresvol om deel te neem, en ek glo eintlik nog steeds nie ek het gewen nie. Ek het 50 keer gekyk na die top 10 lys en soos, is dit hoe ek my naam spel? Is ek seker dis ek wat daar langs eerste staan, maar dit voel goed, ja. Hoeveel mense neem deel aan so 'n kompetisie? So hierdie jaar dit groei elke jaar. Ja. Hierdie jaar het ons 14.500 studente gehad uit 130 nie lande nie, 130 universiteite en skole. So dis hoërskool en universiteit wat kan deelneem. So 14.000 mense oor die wêreld. En hoe werk dit? Is daar soos uitkloprondes, is dit al 14.000 gelyk? Hoe was die formaat? So die formaat van elke case is dieselfde. So hulle gee vir jou 'n spreadsheet en dan vra hulle vir jou om unieke probleme op te los in hom, maar dit tel altyd uit 1250 punte. Okay. So baie mense sê, jy het 1000 gekry, en ek sê, ja, dit is nie volpunte nie. Ek kon nog gekry het, maar dan, jy neem online deel, maar oor die wêreld, en dan in September is daar 2 rondes. Die top 64 mense, punte tot en met September, word uitgenooi Vegas toe. Okay. So dan top 64 in Vegas neem deel aan die semifinaal, waar dit afgesny word na die top 12 toe, en die top 12 is in die finaal. En so ek het net gesê, om top 12 te haal, beteken jy's klaar wenner. Okay. Ja. Want jy lees een dingetjie verkeerd, of jy stres, want jy hoor hulle sê, kom ons kyk wat doen Pieter op sy skerm. Hulle sê, let's look at what Peter's doing. En dan dink jy, almal kyk na wat ek doen. En dan neem daai selfe stres oor as in 'n eksamen wat, jy's nie, jy soos, is 5 + 2 7? Wag, waar's my calculator? Ek moet dit net check. So jy vergeet baie eenvoudige goed, en dan jaag jy aan. So ek glo as jy die kompetisie 10 keer doen, gaan ons 10 verskillende wenners hê. So net om op verhoog te wees, sê jy's in die groep mense wat weet wat hulle doen. En vir my was dit klaar 'n eer om net daar te wees. Op die verhoog te wees. Ja. Wat behels dan nou as jy nou verhoog toe gaan en jy neem deel in die finaal? Is daar 'n ou wat vir jou sê sit hierdie kolommetjie by daai kolom? Onthou, ek is heeltemal stupid as dit kom by spreadsheets. Nee, verduidelik vir my, wat het jy gedoen in die finaal? So die kompetisie het begin as finansiële modellering. So hulle sê, as hierdie besigheid hierdie inkomste het, maar ons beplan dat die inkomste gaan groei met 5% oor die volgende 10 jaar, en jy maak soos 'n kontantvloeistaat. En toe begin hulle inkom en sê, baie mense gebruik Excel vir net probleemoplossing. Kom ons gee vir hulle games om te speel. So die eerste Excel case wat ek ooit gedoen het was Battleship. Hulle gee vir jou 2 kaarte. Hulle sê, okay, 2 mense speel Battleship. Hier's waar die skepe is. Hierso is al die raaiskote wat hulle gaan maak. Modelleer die game en sê wie gaan wen. Wow. En dan moet jy Excel doen. So hulle hou van dit, die moeilikste case, maar dit is altyd die een wat ek mense wys om te sê dis wat die kompetisie is. Het gesê iemand yskaats. So daar's 2 sheets.
die sheet wat hulle vir jou die vraag gee en dan die sheet wat hulle jou die ijskaatskaart gee. En op die kaart het hulle ingekleurde blokkies. So daar sê nou maar klomp blou ingekleurde blokkies en dan om dit is daar swart blokkies. Dis nou die grens. Dan sê hulle okay, in die vraag. As jy in hierdie blokkie begin en hulle gee vir jou 'n pyltjie en jy beweeg in die pyltjie, op watter blokkie eindig jy? En dan gee hulle vir jou 20 blokkies en 20 pyltjies. Nou, jy kan dit met die hand uitwerk, maar dan skryf jy 'n formule net om dit te doen. Sê hulle okay, level 2. Jy hou aan in daai rigting beweeg vir 20 blokkies. Maar as jy ooit die grens tref, moet jy bots en in 'n ander rigting gaan. Dan skryf jy dan werk jy uit hoe kan ek formules gebruik om dit te modelleer om te bepaal of ek die grens tref en dan doen jy daai formule daai 20. En dan dit het op die ou ende opgeëindig en gesê jy skaats en as jy oor 'n wat klink dit as 'n pisang emoji skaats jy 2 keer so vinnig. En as jy oor 'n ysblokkie skaats emoji, dan skaats jy stadiger. Maar as jy 'n blokkie optel en jy skaats weer oor daai blokkie is daai emoji nie meer daar nie. So nou moet jy van klomp goed kop hou en jy simuleer die speletjie en dan moet jy die antwoorde gee. So dis so veel probleemoplossing as wat dit is Excel vaardighede. Vir my is dit meer probleemoplossing as Excel vaardighede. Oh. Daar was 'n meisie wat deelgeneem het 2 jaar terug in Amerika. En sy het toe ons het aan so groot tafel gesit en eet die een aand en toe sê sy, jy weet, ek voel nie asof ek hier hoor nie. Ek ken 4 formules. En so sê ek, okay, maar en dis wat ek vir klomp studente by Tikkies gesê het. Ek sê jy hoef nie 'n expert in Excel te wees nie. Hierdie is 'n probleemoploskompetisie. Okay. Excel is net die medium waarin ons dit doen. Goed. En ons is goed met probleemoplossing. En baie studente, baie mense dink ek sien Excel en hulle word bang. Hulle sê ek het nie 'n klou wat ek doen nie. En dan sê ek vir hulle, okay, maar breek die probleem op. Maar breek dit op in klein stukkies en verduidelik net vir my wat jy wil hê moet gebeur. Nee, jy breek dit seker so op en dan moet jy dit doen. Sê ek, okay, breek dit nog meer op en verduidelik my baie presies wat jy soek. Okay, en dan verduidelik hulle vir my in Engels. Sê ek, okay, om dit te bereik, kom ek vir jou formule uit doen dit en jy doen dit. Of verduidelik dit met 'n AI en verduidelik ek wil net hierdie eenvoudige dingetjie en ek gee vir jou formule. En skielik mense wat gedink het hulle het nie 'n klou hoe Excel werk nie, los die moeilikste probleme op. So dit is vir my waar die kompetisie eintlik gaan. Dis om vir mense te laat agterkom dat probleemoplossing is eintlik maklik en oefen verskillende maniere om dit te doen. Pieter, wat doen jy by die universiteit? Waarmee jy jouself deur die dag besig? So ek het BCom Rek geswat. So ek is op pad CA toe. Ek is hierdie jaar in my eerste jaar van artikels. So ek moes by PwC gaan audit het hierdie jaar. Maar ek was 'n akademiese klerk. So ek het in plaas daarvan dat om by PwC toe te gaan, het ek aansoek gedoen om by Tikkies as 'n lektor basies in die kapasiteit van 'n lektor te gaan werk. So ek het klas gegee in hierdie jaar wat nou verby is in business acumen vir 2de jaar, 3de jaar en ek het op 4de jaar honeers vlak ook klas gegee. So ja, ek het baie ontwikkeling gedoen by die universiteit van die nuwe vakke. Ek het klas gegee en dan het ek ook klomp AI bots geskryf vir die universiteit ook. So ek het maar net klomp ontwikkeling gedoen en probleemoplossing basies gedoen vir hulle. Maar die Excel het baie gehelp. Studente goed submit dan ek het gereeld rondgehardloop en dan sê een of ander lektor, ek het 'n probleem met die puntelys hierdie werk nie en dan okay, dis reg. So dit help. Jy het ook die UP Excel Club waar jy nou mense motiveer om, jy weet, dit net half in te neem en deel te neem wat ook al. Vertel ons daaroor. So Madagaskar is verskriklik goed in hierdie kompetisie. Die mense in Madagaskar is net briljant. En daar's 'n universiteit hulle inskei en hulle het mense gehad wat daar deelgeneem het en hulle was goed. En toe begin hulle 'n klub. En elke jaar kom daar nuwe studente in en dan leer die ouer studente net hulle pas die kennis aan. En nou wil die mense wat dit gestig het is lankal nie meer daar nie, maar Madagaskar, hulle span het hierdie jaar gewen. 3 van die mense in die finaal, ek dink die persoon wat in 3de plek gekom het en ek dink hy was 6de en ek kan nie die 3de een onthou nie. Maar hulle doen briljant in die kompetisie. En toe sê ek wil dit doen by Tikkies. En toe sê ek net vir my studente, maar dit is natuurlik oop vir al die studente by die universiteit. Kom ons doen dit. Ons kom net by mekaar en dis nie 'n klas wat ek gee nie. Ons sit net in 'n venue en dan sê ek, hier's 'n case, hoe kan ons dit oplos? En pitch idees aan my. En snaaks genoeg, dit was my gesê deur die mense in Madagaskar en ek het hulle nie geglo nie. Ek het meer by die studente geleer as wat hulle by my geleer het. Wow. Want ek is so gewoond aan hulle gee vir jou 'n map en 'n pyltjie. Ek weet om dit te doen. Ek het my metode. Maar my metode is nie noodwendig die beste metode nie. En die studente wat sê ek ken niks van Excel nie. Dan sê ek, maar hoe sou jy dit doen? Nee, ek sou dit seker maar so en so doen. En dan staan ek daar en dink, jene, maar dis 'n goeie metode. Dis so elegant. Ek het meer geleer by mense wat dink hulle het nie 'n klou Excel werk nie, as wat ek dink hulle by my geleer het. Want
dis 'n probleem, soos ek sê, dis 'n probleemoplos kompetisie en hulle vereenvoudig dit op in die formules wat hulle ken. In soveel maniere en dan dink ek, ek sou nooit in 'n miljoen jaar daaraan gedink het nie. Maak 'n mental note. Dis 'n baie goeie manier om daai op te los. Pieter, laaste vraag. Ja. Watter program of platform is vir jou die moeilikste om mee te werk? Ek wil sê e-filing. Ja, maar daar's 'n diep emosionele komponent daar. Nee, vir my alles gaan net oor verstaan jy wat hulle van jou verwag. Die moeilikste van hierdie cases is hulle vra vir jou 'n vraag, maar hulle neem aan jy weet goed. So enige program kan jy uitfigure as daar genoeg inligting is. As hulle vir jou genoeg geskryf gee. Ja. Baie programme en ek voel e-filing is een van hulle. Wat jy moet weet wat 'n blokkie om op te klik. Daar's nie genoeg teks nie. Ja. Maar meeste programme deesdae daar's genoeg YouTube video's, jy kan vir AI vra en daar's daarom genoeg teks, daai vraagtekentjie wat jy oor kan hover om te kan uitfigure Maar e-filing is daar om jou te vang. Nee, ek bedoel ek het 2 grade, ek gaan 'n CA wees eendag en ek sukkel met e-filing. Pieter, welkom in die regte wêreld. Dankie vir jou tyd vanmôre. Ons is baie trots op jou. Dis lekker om te weet ons het 'n wêreldkampioen. Baie lekker. Ek glo dit self nie, maar elke nou en dan log ek net in op die webwerf en ek sien die Suid-Afrikaanse vlag hier daar in eerste plek. Check net weer. Sy, dis waar hy hoort. Check net so, weer. Sy. Jy sien, Suid-Afrika hoort maar altyd bo. Dis aan Pieter Pinaar, hy is die Microsoft Excel wêreldkampioen vir die Excel Collegiate Challenge Individuals. Lang titel. Nou ja. Was jy nie? Spreadsheet. Is net Pieter wat dit kan doen. Ons is nou weer terug en ons is in die kopprys.